ons sal werk vir Jesus, heil die skadies dal, arbei vir die meester, tot hy ons kom haal, voor die parelpoorte, daar ontmoet ons saam, dan sing ons met blydskap Here sy naam. Ja, ons sal werk vir Jesus, heil die skadies dal, arbei vir die meester, tot hy ons kom haal, voor die parelpoorte, daar ontmoet ons saam, dan sing ons met blydskap Here sy naam. Ja, ons sal werk vir Jesus, heil die skadies dal, arbei vir die meester, tot hy ons kom haal, voor die parelpoorte, daar ontmoet ons saam, dan sing ons met blydskap Here sy naam. Ja, ons sal werk vir Jesus, heil die skadies dal, ja, arbei vir die meester, tot hy ons kom haal, voor die parelpoorte, daar ontmoet ons saam, dan sing ons met blydskap Here sy naam. Ja, ons sal werk vir Jesus, heil die skadies dal, arbei vir die meester, tot hy ons kom haal, voor die parelpoorte, daar ontmoet ons saam, dan sing ons met blydskap Here sy naam. Ja, prys die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie dankie Here Jesus, dat U vir ons U lewe gegee het, sodat ons kan lewe. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid, en ons is dankbaar, dat wanneer ons aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees dink ons aan die volheid van die Godheid, en dankie dat ons 'n deelagtig geword het in U. Baie dankie, dat ons het nie meer nodig om buite te staan nie, maar ons kan binne in U inkom, deur U kosbare bloed, sodat ons vir altyd in U sal wees en bly. Baie dankie dat U woord vir ons 'n lig op die pad is, lamp vir ons voete, en die Here, soos Dawid uitgeroep het, wil ons ook uitroep in hierdie oomblikke, maak my lewend na U woord. O Here, my gebed is dat elke een wat na U woord luister, sal ondervind hoe sy hele wese binne in hom lewend maak. Maak die woord lewend in hulle harte, in hulle wese, dat dit vir 'n heerlikheid sal wees, 'n blydskap sal wees, sodat hulle altyd met die woord van die Here kan triomfeer oor elke vyandswerk. Ons eer U in hierdie dag, dat ons weet dat U het vir ons alles gegee, sodat ons kan staande bly. Baie dankie dat U woord sê, dat met Christus, in Christus, deur Christus is ons meer as oorwinnaars. Want die oorwinning behoort aan U, en U laat ons oorwin. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die woord, wat ons weer in hierdie dag sal na luister. Laat die Heilige Gees waarlik ons sal leer en lei in die hele waarheid van U woord. Elkeen wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en bestryk elke oor met U kosbare bloed, sodat die waarheid alleen sal ingang vind, en dat dit lewend sal word in elke mens, elke kind van God. Halleluja. U is die lewende woord. En Here, wanneer ons U inneem, is dit lewe, en ons dank U daarvoor. Seën ons nou so saam in Jesus mooi naam, en ons prys U. Amen en amen. Ons is dankbaar om in hierdie dag weer saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons dank die Here weer eens vir 'n voorreg wat ons het, om hierdie evangelie van vrede te verkondig aan die hele wêreld, en ons eer die Here dat ons ook 'n platform het, Joy Gospel Radio, om hierdie evangelie te kan versprei oor die wêreld, en ons eer die Here dat hy in hierdie dae waarin ons is, dat dit gebeur soos die skrif sê, dat
Hierdie evangelie sal aan die ganse mensdom verkondig word. En ons dank die Here, dit is besig om te gebeur, en ons sê vir die Here dankie vir Pastor Barry en sy vrou Christel, wat hierdie werk begin het, en ons weet dat die Here seën hulle, en die Here help hulle, en die Here sorg vir hulle, en ons weet dat dit sal voorspoedig bly. Ons prys die Here vir groot genade ook oor hulle. Ek is Pastoor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en ek wil dit net vinnig weer sê, ek is in Pinkster ingebore. Halleluja, deur die wedergeboorte. Ek is nie net by Pinkster aangesluit nie. Dank die Here vir hierdie geboorte deur die Gees. Waarom die Here sê, as jy nie weergebore word uit water en Gees nie, sal jy die koninkryk van God nooit ingaan nie. Prys die Here, maar ons sal aangaan met die woord van die Here. Ons het laasweek gehoor van die een woord wat die duiwel die Here Jesus deur die Fariseërs en die owerstes versoek het, dat hy iets verkeerd moet sê, maar die Here het hulle reg geantwoord. En daarom is dit so belangrik dat wat Paulus ook gesê het, as iemand meen dat hy geestelike mens is, 1 Korintiërs 14, dan moet hy erken dat die woorde wat ek spreek en dit wat ek skrywe, woorde van God is. Halleluja, ons kan nie daar verbykom nie, is Paulus en die woorde, maar ons is nog steeds besig met die wapenuitrusting, en ek wil net dit met u deel in hierdie dag, wat dit was in my wonderlik toe die Here met my daaroor praat. En dit is, hy sê in 2 Timoteus 3 vers 17, hy sê sodat die mens van God, dit meen, die mens van God is die kinders van God, hierdie wedergebore verlostes, wat deur die bloed gekom het. Dis die mens van God. Halleluja. Dat die Here Jesus self is ook die mens van God, wat hy word genoem, die seun van die mens. Maar hy's God se seun ook. Halleluja. Sodat die mens van God, hierdie mens van God is eintlik die liggaam van Christus, wat ons almal insluit. Hy sê volkome kan wees. Dit meen die mens van God moet volkome wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek wil net iets verduidelik, en dit is dat, ek gaan dit sê, want geestelike oorlogvoering is die grootste misleiding en listigheid van die duiwel, om die volk van God op 'n dwaalweg te sit daaroor. Halleluja. Want daar het ek wil amper sê, 'n groot verandering gekom van oorlog wat plaasgevind het en die goeie stryd. Halleluja. Dis 'n goeie stryd, dis nie oorlog nie. Dat dit van die Ou Testament af, die Bybel sê dat die wet en die profete, ek meen eintlik die Ou Testament, en selfs Johannes het tot op Christus gekom. Waarom? Want by Christus het hierdie oorlog dit het nog steeds aangegaan, maar hierdie oorlog wat die mens maak om mekaar dood te maak en so aan, dat daardie oorlog nie meer in werking gaan wees in die Nuwe Testament nie, alhoewel dit nog in die vlees gaan gebeur, maar in die gees het ons nie 'n oorlog nie. Ons het 'n stryd, 'n worstelstryd teen die liste van die duiwel. Nou, dis vir my baie interessant dat in die Ou Testament word ons word eintlik genoem stryders van die kruis. En Paulus praat dit van ons as stryders. In die Ou Testament word van krygsmanne gepraat in die oorlog, wat ook toegerus is met 'n skild en 'n spies ensovoorts. Nou, hierdie ding is vir my interessant. Nou, dis krygsmanne. Ons is nie meer krygsmanne in die gees nie. Nou, ons is stryders en ons het 'n worstelstryd. Net gou verder gaan, dat wanneer ons gaan
kyk in die Ou Testament, dan sien ons, hulle word toegerus vir oorlog met allerhande krygswapens. Dit meen krygswapens. Nou, hier's 'n baie interessante ding. Die wapenrusting waarmee ons toegerus word, het geen krygswapen in nie. Net gou verder gaan. Die Here Jesus sê, hy sê, en kyk, ek stuur, dit is Lukas 24 vers 49, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Toegerus is met krag uit die hoogte. En hierdie is in my wonderlik. Nou, wanneer die Here rus ons toe met krag uit die hoogte. Halleluja. Hoekom? Hy rus ons toe vir elke goeie werk. Volkome word ons toegerus. Hoe? Deur die krag wat uit die hoogte gekom het, dit meen die vervulling met die Heilige Gees, vuur en krag ensovoorts. Dit rus ons toe vir elke goeie werk. Nou, die mens in die prediker spreek en sê, daar's geen werke wat ons kan doen nie, want ons het alles uit genade ontvang. Ek wil nou vandag vir iets sê. Die oomblik toe die Here die Heilige Gees uitstort op Pinksterdag, soos hy sê, dat julle toegerus kan wees met krag uit die hoogte. Gewag in Jerusalem, totdat julle met krag uit die hoogte aangedoen is. Dit het die Here Jesus in Handelinge ook gesê. Nou, wat hier gebeur? Hoekom rus die Here ons toe met krag? En ons het nie nodig om werke te doen nie. Nou sit ons almal terug, genade, genade, liefde, liefde, barmhartigheid, ensovoorts, en die Here sal vir my die stryd stry, en al hierdie dinge. Nou kom die mense met allerlei skrifte, en hulle sit dit agteroor, en hulle wil net die lekker van die evangelie geniet. Hulle moet nie aangespreek word nie, hulle moet nie geoordeel word nie, hulle moet nie bestraf word nie, hulle moet nie vermaan word nie, ensovoorts. Nee, dat niks met werke te doen nie. En ek wil vir julle sê, nou, omdat die Here ons toegerus het met krag uit die hoogte, het hy vir ons werk gegee. Dis waarom die Heilige Gees ook gekom het, sodat ons kan werk, goeie werke kan doen, volkome toegerus met die krag van die Heilige Gees. En wat wonderlik is van dit alles behels die wapenrusting. Dis waarvoor ek die wapenrusting gekry het, wat God vir ons gegee het. Waarom? Sodat ons toegerus kan wees vir elke goeie werk. Die Bybel sê op een plek, in 2 Timoteus 3 vers 7, hy sê, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Waar die waarheid? Die waarheid waarin die Heilige Gees ons sal leer inlei. Daar's min kinders van die Here wat tot daardie waarheid kom. Hulle lees net die skrifte en dan, wel, dis die waarheid. Ek meen, die Here het water en wyn verander, wel, dis die waarheid. Halleluja. Maar het die Heilige Gees jou ooit geleer en gelei in die waarheid in, sover dit die bruiloft van Kanaan aangaan, waar die Here water en wyn verander het? Het jy ooit hierdie waarheid werklik leer ken? Nee. Want jy soek het net vir goedkeuring, sodat jy self kan wyn drink. En dis waarom hy sê, hulle kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. As jy weet wat daardie dag gebeur het, nou sal jy voor die aangesig van die Here neerval en sê, Here, vergewe my en wees my barmhartig dat ek ooit gedink het dat ek kan wyn drink. En dis wat gebeur. Mense, predikers, ek meen leerstellings gaan uit en hulle sê, ag, dis nie sonde nie, dis nie verkeerd nie, jy moet net nie dit oordoen nie, jy moet nie dit so maak, jy moet nie dit so maak nie, maar hulle gee goedkeuring aan sonde, goedkeuring aan ongeregtigheid, goedkeuring wat die woord verbied om te doen, goedkeuring word gegee, want die Here sal my nie straf oor my sonde nie.
Hulle het nooit tot die kennis van die waarheid gekom nie. So, hulle is nooit toegerus vir elke goeie werk nie. En nou gaan ons verder. Ek wil net 'n bietjie lees wat sê die woord. Ek het hierdie skrif gelees, want wat hy sê, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hy sê in Johannes 17 vers 23, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. En dis seker die grootste werk wat daar is. En dit is dat die kinders van die Here volkome een kan wees. Dit meen, vir elke goeie werk volkome toegerus. Wat se werk het ons? Ons het hierdie werk, sodat ons volkome een kan wees. En hierdie ding is vir my wonderlik. As jy die wapenrusting aan het, en ek het die wapenrusting, dan sal ons volkome een word. Maar omdat daar soveel verdeeldheid en leringe en valsheid ensovoorts en listigheid van die duiwel onder die volk van God is dit baie duidelik, daar is min wat die wapenrusting aan het. En ek wil nou vandag vir iets sê, die wapenrusting is vir my gegee om die werke te doen wat die wapenrusting vir ons gee en eintlik sê om te doen. Halleluja. Pastor, wat se werke moet ons doen wat die wapenrusting aan het? Nommer 1. En ek gaan dit so sê, die werke van die geloof is die wapenrusting. Wat is dit? Nommer 1, waarheid, om by die waarheid te staan en die waarheid te verkondig en die waarheid te lewe, is 'n werk. Nommer 2, geregtigheid en reg te doen is 'n werk. Jy's nie besig met 'n oorlog nie. Jy's besig met 'n werk. En hier is die ding. As jy die werke doen, gaan jy 'n worstelstryd hê met die vyand, want hy gaan probeer dat jy ophou met hierdie werke, sodat jy afvallig kan word van die Here. So waarheid is 'n werk. Geregtigheid is 'n werk. Skoene aan die voete vir die bereidheid vir die evangelie van vrede is 'n werk. Ons sal werk vir Jesus, wyl die skadu's daal. Wat werk jy vir die Here? Jy gaan uit om die evangelie te verkondig. Hierdie evangelie van vrede, jy getuig by mense. Jy's besig met 'n werk. Nou sê hulle, ja, maar ons sal nie deur ons werke geregverdig word. Kom maar sê ek nou vir jou, die werke wat in die wapenrusting is klaar geregverdig by God. Kom ons gaan net verder. Geloof is 'n werk. Halleluja. Werke van die geloof is 'n wapenrusting. Geloof is 'n werk. As jy nie glo dat die Here siekes gesond maak nie, sal jy nie vir 'n sieke gaan bid nie. Die oomblik as jy vir 'n sieke gaan bid, dan doen jy die werke van geregtigheid. Jy doen die werk van die evangelie van vrede. Jy doen die werk, dis deur geloof. Nou, die waarheid. As jy uitgaan om vir 'n sieke te bid, as jy uitgaan om vir 'n sondaar te preek, doen jy die werk van geregtigheid, waarheid, skoene aan die voete, dis geloof. En dan kom hy na die volgende ene. Want geloof sonder die werke is dood. Dit meen, as jy luister mooi, as jy die wapenrusting aan het, met geloof in, halleluja, wat doen jy nou? Geloof laat my, regverdig my voor God, sodat ek deur geloof die werke kan doen wat die woord van praat, soos die helm van verlossing. Halleluja. Waarom het ek die helm van verlossing gekry?
Ek het geglo, jy het geglo, dat die Here Jesus het aan die kruis gesterwe, en deur die bloed van die kruis is ons versoen met God, en deur die bloed van die kruis, en deur die bloed van Jesus, het ek die verlossing gekry van al my sonde in Christus Jesus, deur sy bloed. En nou het ek die helm van verlossing. Dis waarom hy sê, omgord die lendene van julle verstand, met wat? Met verlossing. Dit meen, jou hele wese moet daaraan dink, jou gedagtes moet wees, verlossing, vrymaking, redding deur die bloed, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Want dit is hier waar die probleem kom, dat jy baie maklik as 'n onverloste kan optree om sekere goed te doen wat jy nie moet doen nie. Waar is dit hier? Maar as jy die helm van verlossing aan het, en om die helm van verlossing aan te hê, moet ek die werke doen van, hoe? Soos iemand wat verlos is deur die bloed. Dis 'n werk. Dan gaan hy verder, en hy praat van die swaard van die gees, die woord van God, halleluja. Om die swaard van die gees, wat is die swaard van die gees vir my? 'n swaard in my skede? Nee. Die swaard van die gees is, die Heilige Gees sal ons leer en lei in die hele waarheid. Wanneer hy gekom het, sê die Here, hy sal, dit meen, wat gebruik die Heilige Gees as 'n swaard? Die woord van God. En veral die waarheid. Want daarom sê hy sal julle leer en lei in die hele waarheid. Dit's die swaard van die Gees. En wat gebeur nou hierso? Halleluja. As ek dit wat die Heilige Gees my ingeleer het, in die hele waarheid van die woord, wanneer ek dit spreek, dan werk die swaard van die Gees deur my. Dis 'n werk. So die hele wapenrusting is 'n werk. En hier is 'n baie interessante ding, wat baie mense nie verstaan nie. En dit is, ek meen, hulle sê, ons sal eendag daarbo in die hemel sal ons loon ontvang. Ek wil vir u sê, dis die grootste leuen wat daar is. Die Here Jesus sê, en u kan nou kyk of jy die volle wapenrusting aan het. Ons kom nou by geloof, maar kom ons eers hoor wat sê die Here self. Dis Openbaring 22 vers 12. Hy sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergelde volgens sy werk sal wees. Wat is jou werke? Waarheid, geregtigheid, skoene aan die voete, geloof, helm van verlossing, swaard van die Gees, die woord van God. Dis my werke. My hande werk, gaan werk ek, sodat ek geld kan verdien. Maar my geestelike werk is dit. Dis waarom die Here die wapenrusting gegee het. En ek wil net verder vir iets vertel. Dat die Here Jesus sê, my loon, ek kom, dit meen die dag by die wederkoms, na die verdrukking, dan kom die Here terug aarde toe. En wat bring hy saam met ons? Ons loon. Het jy die waarheid gewerk vir die waarheid? Het jy gewerk vir geregtigheid? Het jy gewerk met jou skoene aan die voete? Het jy gewerk met jou geloof? Het jy die helm van verlossing aangehad, sodat daar verlossing van ander kan wees? Het jy die swaard van die Gees, die woord van God gebruik? Hoe? Deur dat die Heilige Gees my leer en lei in die hele waarheid. En nou verkondig ek dit, en hier word die swaard gebruik. Dit meen, ek moet 'n werk doen. Baie mense werk, maar dis al wat hulle doen. Hulle is goeie sprekers, en oral word hulle gebruik om te praat. En daarvoor word hulle betaal. Pastore word betaal, omdat hy kan praat uit die woord uit. So om te praat, is 'n werk. En wat hier interessant is, die Here sê, en my loon is by my, om elkeen te vergelde, soos sy werke sal wees. Nou sê Paulus in Romeine 14 vers 10, maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broer? Want
ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Dit meen voor die regterstoel. Kom ons hoor wat sê Paulus, hoekom voor die regterstoel? 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, luister mooi, of dit goed of sleg was. Dit meen, hier is die ding, ons gaan loon ontvang, en die Here sê, my loon is by my as ek kom. So waar gaan die regterstoel wees? Hier op aarde, want die Here bring die loon saam met hom as hy kom, en dan verskyn ons voor die regterstoel van Christus, en dan sal ons, soos die woord van die Here dit sê, loon ontvang volgens ons werke. As jou werke sleg was deur te sê, ek het nie nodig om iets te doen nie, ek kan maar net agteroor sit, dis slegte werke. Jy moet die wapenrusting opneem, sodat jy die werke van die wapenrusting kan doen, en so die wil van God vervul, sodat jy eendag loon kan ontvang, wanneer die Here Jesus terugkom aarde. En jy gaan nie op 'n ander plek die loon ontvang nie, jy gaan hom hier ontvang, voor die regterstoel van Christus. Halleluja, moenie laat mense julle bedrieg nie. Prys die Here, dit was vir my so wonderlik, dit meen jou werke, jy moet volkome toegerus wees, vir elke goeie werk, en daar's 5 dele in die wapenrusting. Goeie werk, ja, maar wat van die vrug van die Gees? Dis nie werke nie, dis 'n vrug. Die werke is die wapenrusting. Vat God se woord en gaan kyk baie mooi. Halleluja. Wil jy eendag loon ontvang? Vir goeie werke, doen die werke wat die wapenrusting vir jou gee om te doen. Jy's toegerus, volkome toegerus vir hierdie goeie werk. Vader, ons eer U vir U onfeilbare woord. Dankie Here Jesus dat U U woord van die Vader vir ons gegee het. Dankie vir die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. Here Jesus, dankie dat U het ons toegerus met 'n wapenrusting vir elke goeie werk deur die Heilige Gees wat U ons meer met krag aangedoen het tot goeie werke. Ons eer U daarvoor in Jesus se mooi naam en seën elkeen en ons prys U. Amen en amen.